Dankie Vader dat U Seun vir ons gestuur het. Om God Immanuel te wees. God met ons, God tussen ons. En Here, dankie dat ons as gevolg van dit 'n verhouding met U kan hê. Here, dankie dat dit 'n blye tyding kan wees, dat ons Kersliedere kan sing en ons harte gevul kan wees met 'n dankbaarheid, Vader, met vreugde, dat U vir ons aarde toe gekom het. Here, mag Kersfees vir ons oor niks anders as dit gaan nie. Mag die Kersverhaal, Vader, in ons harte posvat. En Here, mag dit nie net 'n verhaal wees wat 2000 jaar terug gebeur het nie, maar mag dit iets wees wat aktief deel is van ons lewe, Here. Here, mag ons harte vandag oop wees om U woord te ontvang. Here, mag U die Kersdiens gebruik en die Kersfeestyd, Vader, om mense in te hark wat onseker is van waar hulle staan. Here, ons eer U vir hierdie blye tyding. In die woord sien ons, Vader, hoe selfs die engele gejuig het en verheug was deur die seun wat vir ons gebore was. En ons eer U ook vandag daarvoor. Ons eer U vir U wonderlike liefde wat U aan ons bewys, deur U enige gebore seun te stuur. Here, mag ons nie die geleentheid mis nie, maar mag ons as gevolg van dit ons erfporsie inneem en regtig in verhouding met U staan. Ons loof en ons prys U in Jesus naam alleen. Amen. Dankie julle Tess en die span vir 'n lekker Kerssange. Goeiemôre almal en baie welkom hierso vanoggend. Dit is 'n voorreg vir my om vandag die Kersdiens te kan behartig. Geseënde Kersfees vir almal. Wat 'n wonderlike tyd is dit nie? Wat 'n blye tyding is dit nie dat ons kan weet dat ons Skepper vir ons 'n verlosser gestuur het na die wêreld toe nie. Jo, mense, is dit nie 'n blye tyding nie? Kan ons 'n hande klap kry? Is 'n blye tyding. Hoe wonderlik is dit nie dat Jesus ons so lief, of God ons so lief gehad het, dat hy nie sy enigste gebore seun gestuur het, sodat ons die ewige lewe kan hê nie. Vandag gaan oor niks anders as dit nie. Wat 'n voorreg is dit nie om dit te besef nie. Nou, oor die jare vier ons Kersfees, en in Kerstyd is daar altyd 'n verskriklike kontroversie. Nou, ek kom uit 'n gesin uit, of 'n familie uit, wat aan my ma se kant van die familie glo 'n lot van hulle dat ons nie mag Kersfees vier nie, want dit is 'n heidense fees wat in die kerk ingekom het en wat die Christene aan gewoond geraak het. En met hierdie vir jare lank het ek 'n vraag in my hart: Here, mag ons hierdie Kersdag vier of mag ons nie? Mag ons hierdie dag vier of is dit ietsie van die verlede? Is dit 'n heidense tradisie wat in ons kerk ingefilter het? En soos ek met hierdie ding worstel en met hierdie ding sit, lees ek die Kersverhaal en ek gaan nou 'n ewige stukkie uit die woord lees oor die Kersverhaal en ek besef die blye tyding wat dit vir ons moet wees. En hoe kan ons anderste as om Kersfees te vier? My tema van vandag is die vraag, wat is in jou hart? En ons gaan nou daarby uitkom, maar vandag moet gaan oor Jesus Christus wat vir ons gebore is. As dit oor enigiets anders gaan, dan mis ons die punt, en dan sal ek sê, dalk moet ons 2 keer oor dink of ons dit vier of nie, maar as dit vir jou gaan oor Jesus wat gebore is, hoe kan ons dit nie vier nie? Hoe kan ons nie dankbaar wees en vol vreugde wees vir dit wat vir ons gebeur het nie? Nou, ek gaan 'n ewige teks lees. Dit gaan op die bord ook verskyn en as jy jou Bybel het, is jy welkom oop te maak by Lukas 1 vanaf vers 26. Dit sê, in die 6de maand van Elisabeth se swangerskap het God die engel Gabriël gestuur na 'n maagd in Nasaret, 'n dorp in Galilea.
Sy was verloof aan Josef, 'n man uit die nageslag van Dawid. Die naam van die maagd was Maria. Toe die engel by haar kom, sê hy, ek groet jou, begenadigde. Die Here is by jou. Sy was verbuisterend oor die woorde en het gewonder wat hierdie begroeting tog kon beteken. Die engel sê toe vir haar, moenie bang wees nie, Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring. En jy moet hom die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee, en hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Maar Maria sê vir die engel, hoe is so iets moontlik, aangesien ek nog nooit omgang met 'n man gehad het nie? Die engel antwoord haar, die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. Daarom sal die een wat gebore word, heilig genoem word, die seun van God. Kyk, 'n bloedverwant van jou, Elisabeth, het in haar ouderdom self ook 'n seun ontvang. En sy, wat as onvrugbaar bekend was, is nou al in haar 6de maand. Niks is vir God onmoontlik nie. Maria sê toe, ek is tot die beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat u gesê het. Die volgende teks is in Lukas 2 vanaf vers 1. In hierdie tyd het keiser Augustinus 'n bevel uitgevaardig dat 'n volkstelling in die hele ryk gehou moet word. Hierdie eerste volkstelling het plaasgevind toe Cyrenius gouverneur was in die provinsie Sirië. Almal het gegaan om hulle te laat inskryf, elkeen na sy eie stad toe. Ook Josef het gegaan. Hy het van die dorp Nasaret in Galilea na Juda toe gegaan, na Bethlehem, die stad van Dawid, omdat hy tot die huis en die geslag van Dawid behoort het. Maria, sy verloofde wat swanger was, het saamgegaan om ingeskryf te word. Terwyl hulle daar was, het die tyd gekom dat die kindjie gebore moes word. Sy het haar eersteling in die wêreld gebring en hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Die skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly het en in die nag oor hulle skape wag gehou het, in daardie tyd was daar skaapwagte wat in die oop veld gebly het en die nag oor hulle skape wag gehou het. Met een staan daar 'n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle, moet nie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid, die verlosser Christus die Here gebore. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Skielik was daar saam met die engel 'n menigte engele uit die hemel wat God geprys het en gesê het, eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Nadat die engel van hulle af weggegaan het na die hemel toe, sê die skaapwagters vir mekaar, kom ons gaan reguit Bethlehem toe om te sien wat daar gebeur het, soos die Here dit aan ons bekend gemaak het. Hulle gaan toe haastig daarheen en kry van Maria, Josef en die kindjie wat in 'n krib lê. Toe hulle hom sien, het hulle vertel wat oor hierdie kindjie aan hulle gesê is. Almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters hulle vertel het. Maria het alles wat hulle gesê het onthou en telkens weer by haarself daaroor nagedink. Die skaapwagters het toe teruggegaan terwyl hulle God geloof en geprys het oor alles wat hulle gehoor en wat hulle gesien het. Dit was alles net soos dit vir hulle gesê was.
Nou in hierdie verhaal is daar 'n klomp dinge wat gebeur, is 'n lekker groot stuk. Maar wat vir my verskriklik uitstaan is die blydskap wat plaasgevind het die dag toe die redder en die verlosser vir ons gebore was. Soveel dat toe die engel na die skaapwagters toe kom, het God se heerlikheid daar geskyn. Hoe mooi moes dit nie gewees het nie. Hoe amazing moes dit nie wees dat God se heerlikheid voor hierdie skaapwagters kom en vir hulle sê, hierso is 'n blye tyding vir julle nie. En terwyl hierdie gebeur, kom 'n menigte engele af wat saam met hulle fees vier vir hierdie ongelooflike dag. Dit klink vir my regtig besonder as ek aan dink en dan wonder ek, hoe kan ons nie vandag vier nie? Vandag moet gaan nommer 1 oor die Here, en as dit in ons hart is, dan kan ons na hierdie woord kyk en ons kan weet dat ons nie hoef te wonder of daar 'n verlosser vir ons is nie. Daar's baie dinge waar ons kan wonder, maar die kredietwaardigheid van die geboorte van Jesus kan ons nie bevraagteken nie. Dit is sonder 'n twyfel so gewees. So in hierdie tyd sien ons 'n verskriklike blydskap, en soos hierdie tyd gaan, en hierdie is die verhaal in Lukas, is daar nog 'n verhaal in Matteus. En Matteus vertel nie noodwendig van die skaapwagters nie, maar het vertel van 'n tweede deel wat gebeur, en die tweede deel gaan oor die wyse manne. Ons almal reken is 3 wyse manne, die woord sê nie so nie, maar as gevolg van die 3 geskenke, kan ons aanneem dat dit 3 wyse manne was, wat na God toe gegaan het. En vir Jesus kom hulde bewys het. En in hierdie verhaal, dit vind plaas in Matteus 2, sien ons die verhaal hoe hierdie wyse manne 'n ster volg. Hulle sien eendag, die wyse manne was bekend gewees as wyse manne, 10 teen 1, omdat hulle geleerd was in astrologie. So hulle het die sterre geken, hulle het die sterre probeer gebruik om die toekoms te probeer voorspel. Vir alle verskillende dinge het hulle gedink, die sterre is 'n baie nice ding om na te kyk. En op 'n dag sien hulle hier 'n bekende of 'n onbekende ster wat opkom, en hulle besef die koning van die Here moes gebore word. En die klomp wyse manne begin toe reis, soos hulle die ster volg en reis, eindig hulle op in Jerusalem. Omdat hulle geweet het, die koning wat gebore moet word, die volgende koning, moet die koning van die Jode wees. So natuurlike plek om te gaan soek is, kom ons gaan soek tussen die koninklikes. En hulle gaan toe na Herodes toe. Toe hulle by Herodes kom, is die man baie ongelukkig, want hy wil nie enigiemand anders met sy plek, of sy nageslag se plek, as koning oor hierdie wêreld vat nie. En uiteindelik besef hulle, maar hulle is nou op die verkeerde plek, en hulle begin weer hierdie ster volg, uiteindelik tot in die stad van Dawid. En hulle volg 'n helder lig, wat tot by hulle verlosser kom. Nou ons wat Kersfees vier en in 'n blye tyding is oor hierdie ding, kan slegs 'n blye tyding wees as ons weet wie ons volg. Wat help dit is 'n blye tyding? Ek sien soveel ongelowiges vier Kersfees en hulle het feesviering. Maar hoe kan dit 'n blye tyding wees as ons nie besef wat die waarde van hierdie is wat gebeur nie? En soos hierdie wyse man hierdie helder ster volg, wil ek vandag die vraag loods: wat volg ons? In hierdie Kerstyd mag ons besef en net bietjie reflekteer op wie en wat volg ons. Is ons besig om ons Here te volg? Is ons besig om vir hom na te lewe? Of ons lewe agter hom aan te lewe en vir hom te lewe? Of volg ons liewer 'n lewe wat gaan oor geld, wat gaan oor wat ook al vir jou, volg ons liewer sosiale media sterre, influencer, bekende rugbyspeler? Ek weet nie hoekom ek nou aan Faf dink in sy bokser na die rugby wêreldspele nie. Miskien is dit wie jy volg. Jy het ook nou in Kerstyd, is jammer die son skyn nie, want anders sou jy ook jou Faf broekie gehad het in die swembad vandag gewees het. Moet ek nie dit in die kerk gesê het nie, sorry. Maar in hierdie tyd is die vraag, wie volg ons? Volg ons werklik ons God? Lê ons lewe vir hom neer? En om net terug te kom na hierdie wyse manne toe hulle nou uiteindelik hierdie ster volg en uiteindelik by Jesus kom, wat toe gebeur is, hulle val voor hom neer in aanbidding. Hulle gee vir hom geskenke, hulle bewys vir hom hulde deur goed wat waardevol vir hulle was, goud, wierook, mirre, diergoed, sit hulle voor Jesus se voete neer. Hulle is bereid om opoffering na te gaan, want hulle besef wat ware aanbidding is. In hierdie tyd besef hierdie wyse manne, dit gaan nie oor wat ons hier kan kry nie, dit gaan oor wie Jesus is
En dit alleen. Nou so dikwels in ons lewe vandag, miskien nie ons nie, miskien ek, wil ek so vinnig Jesus gebruik as 'n manier om my te volg. Ek volg nie noodwendig altyd Jesus nie, ek wil hy moet my volg. Want dit gaan so dikwels vir my oor waar ek bly, wat ek kry, wat ek bereik in die lewe, wat sukses ek najaag of agterlos, dat ek probeer om Jesus te buig vir wat ek kan kry en wat ek kan soek. Here, mag ek liewer hierdie roete volg in my lewe, mag ek liewer hierdie kry, mag ek liewer hierdie ry, mag ek dit wees die pad wat ek leef. En ons wil hê Jesus moet ons volg, en ons volg nie hom nie. Waar die wyse manne hierdie dag kom en hulle sê, weet julle, ons val voor God in ware aanbidding. Het gaan nie vir ons oor wat ons kan kry nie, maar ons offer ons lewe neer om hom te volg en om vir hom hulde te bring. Nou ek weet nie of julle geweet het nie, ek het dit nie besef nie, maar die wyse manne het nie op die dag van Jesus se geboorte noodwendig, of definitief nie, daar aangekom nie. Dit voel vir my, dit moes so gewees het, maar dit was die herders wat op sy geboorte daar aangekom het. Die teoloë reken, het moes tussen 2 maande en 2 jaar na Jesus se geboorte gewees het, voor die wyse manne uiteindelik by Jesus aangekom het, om vir hom die hulde te bewys. En dit is nogal, as 'n ou daaroor wil dink, dit is hoekom Herodes ook gesê het, alle seuns tot op die ouderdom van 2 moet doodgemaak word. So hulle het vir 2 jaar hulle lewe op hold gesit en besef daar's iets groter as ons. Daar's iets groter as hierdie lewe wat ons najaag, hierdie sterre wat ons kyk. Daar's 'n koning wat gebore is en ons wil aan hom hulde bewys. En vandag wil ek julle nooi, ons bewys hulde aan mekaar vandag. 'n Manier hoe ons Kersfees vier is so dikwels dat ons mekaar geskenke koop. Nou ons het net die laaste paar jaar 'n ding gedoen wat ek dink baie populêr is. Ons het Secret Santa gedoen. Die ekonomie is maar styf, ons kan nie vir almal geskenke koop, ons kry maar 'n Secret Santa. En dis nou die tweede keer wat ek my skoonpa trek. Nou dit is nogal taaf as 'n ou vir iemand 'n geskenk moet koop wat in jou opinie al redelik het wat hy wil bereik in die lewe, hy het wat hy het. Wat 'n geskenk kan ek nou vir die ou koop of die man koop wat regtig vir hom van waarde kan wees? Prys die Here, ons het hierdie jaar lysies gegee, so ek het daarom 'n mate van 'n idee gehad wat ek kon kry. Maar in hierdie Secret Santa, soos wat ek oor hierdie dink, wat kan ek koop? Hoe kan 'n ou hierdie doen? En dit my nogal taaf is, dink ek wil graag vir my vader ook 'n geskenk gee, my vader in die hemel, maar wat kan ek vir hom gee? Hoeveel moeiliker is dit nie as om vir 'n wêreldse pa 'n geskenk te gee nie? En ek sit met hierdie ding en ek wonder, Here, wat kan ek vir u gee? Hoe kan ek vir u 'n geskenk gee? Hoe moeilik is dit nie, want u het reeds alles wat u wil hê. Alles is u sin, alles is in u beskikking. En ek besef, soos ons Kersfees vier, soos hierdie wyse manne geskenk kom lewer het, kan ek vir my vader 'n geskenk lewer. En die geskenk wat ek vir hom kan gee, is my hart. Al wat ons Vader van ons wil hê, is ons hart. As ons hele lewe voor hom kan neerlê en ons hart vir hom kan gee, dan gee ons die geskenk wat ons kan gee. Maar ek weet nie van julle nie, maar hierdie tydperk, dink ek is 'n goeie tyd vir ons om te reflekteer. Te reflekteer op, waar staan ek in my reis met geloof? Eerstens, waaroor gaan vandag regtig vir my? Gaan vandag oor die geskenk wat ek kry? Gaan dit oor die kersboom en die mooi liggies wat die wêreld en die land versier? Of besef ons dat die Skepper vir ons 'n geleentheid gegee het om 'n ewige lewe te kan hê? En wat kan ons vir hom gee anderste as ons hele lewe? Wat minder kan ons hom gee? En die laaste ding wat ek daartoe aan dink, terwyl ek met hierdie besig is, kom die woorde van 'n liedjie by my op wat Brandon Lake sing. En die liedjie se naam is Gratitude. Ek dink ons almal ken dit redelik duidelik en die woorde klink so. Dit sê, dit sê, so I throw up my hands and I praise you again and again, 'cause all that I have is hallelujah.
And I know it's not much, but I have nothing else fit for a king, except a heart singing hallelujah. In hierdie tyd, mag ons werklik ons harte voor die Here oopmaak. Mag ons besef dat al is dit al wat ons het, 'n haleluja wat ons vir ons Vader gee. As dit alles wat ons het, is dit steeds genoeg. Dis waaroor vandag gaan. Vandag gaan oor om ons harte vir die Vader oop te maak. Nou in die verhaal van die wyse manne was daar die wyse manne en die minder wyse manne. Die minder wyse manne was Herodes en sy trawante wat nie wou erkenning gee aan hierdie geboorte wat plaasgevind het nie. Wat liewer ander dinge gesoek het en nagejaag het, maar mag ons liewer, soos die wyse manne, hulde bewys aan ons Vader en ons lewe voor hom neerlê. Ons gaan 'n volgende oomblik gee. Hulle gaan vir ons 'n liedjie speel. En terwyl ons in hierdie Kerstyd is, terwyl ons harte voor die Here oopmaak, terwyl ons hierdie blye tyding vier, mag ons vir 'n oomblik stil raak voor ons Skepper. Mag ons stil raak en regtig reflekteer op ons lewe. Mag ons reflekteer of ons regtig Kersfees kan vier, want ons besef waaroor dit gaan. Is ons lewe in lyn met wat ons Vader van ons verwag? Het jy al werklik jou hart vir die Here gegee? En as jy het, en dit was dalk 'n klompie jare terug, en jy het bietjie van 'n downslope gevat in die laaste paar jaar, mag jy werklik in hierdie tyd stil raak en weer jou hart vir die Here gee. Die woord sê, bekeer julleself daagliks. Mag ons 'n tyd neem in hierdie blye tyding om seker te maak dat ons in lyn loop met waarvoor God ons roep. En mag ons regtig ons lewe as 'n heilige offer voor sy voete neerlê. In die begin van die preek het ek gesê die tema is, wat is in my hart? En as jy kyk na die woord hart en jy deel dit in 'n akroniem op, en jy vat H en jy sê, is die Here in my hart? En ek lewe vir hom, dan sal aanbidding, wat die A is, sal aanbidding volg. Ons lewe sal 'n leefstyl van aanbidding wees. Het sal nie 'n ding wees wat ons net op 'n Sondag doen nie, of net op 'n Kerstyd wees nie, dit gaan ons hele lewe wees. En as aanbidding volg, kan restaurasie begin plaasvind in ons harte. Nou ek weet, hier's baie mense wat in 'n feesseisoen seer het, wat die eerste keer Kersfees vier sonder 'n geliefde, wat 'n paar emosies beleef in ons harte, maar as ons in aanbidding leef, kan restaurasie plaasvind. En as restaurasie gebeur het, kan ons lewens transformeer. En ons lewe kan lyk soos wat God wil hê dit moet lyk. Mag God se transformasie regtig oor ons lewe kom. Mag ons harte van oopstel en soos ons harte weer vir die Here gee, mag ons regtige leefstyl van aanbidding leef. Mag die Here in ons hart lewe. Mag Kersfees oor niks anders as oor hom gaan nie. Kom ons sluit die oë. Here, dankie dat ons hierdie woorde kan sing van hierdie lied, Here. En kan weet, Vader, ons kan niks vir U gee wat U kort kom nie. U kom niks kort nie, Here. Here, maar al wat U vra is vir ons hele lewe, vir ons harte, Vader. Here, en ek wil bid, Vader, dat U ons lewens vat en daarmee maak wat U wil, Here. Mag ons soos wat Maria gesê het, ek is tot in diens van die Here, mag dit ons motto in die lewe wees, Vader. Here, soos ons vandag Kersfees vier, mag dit vir ons oor niks anders as oor U gaan nie. Here, mag ons in 'n dankbaarheid voor U buig vandag, soos die wyse manne besef het wat ware aanbidding is. Mag ons U ook so aanbid. Mag ons vandag besef
Hoe lyk ware aanbidding? En dat dit nie gaan oor ons nie, Vader, maar dit alleen gaan oor wie U is, Here. Here, dankie dat daar geen einde aan U koningskap is nie. Here, al vroeg in die evangelie sê dit, soos die engel vir die herders kom vertel het, sê hulle, daar gaan geen einde aan die koningskap wees nie. Here, dankie dat U nog steeds vandag regeer. Here, regeer asseblief so ook in ons harte. Here, U is so goeie Vader en ons eer U daarvoor. Here, mag die res van ons Kersdag saam met ons families werklik geseënd wees. Here, mag ons U lig skyn waar ook al ons vandag betrokke is. Mag ons gesprekke het en die geleenthede gebruik, Vader, om mense net weer te laat bewus raak van waaroor dit werklik gaan, Here. Ons loof U, Here, en ons eer U in Jesus naam. Amen.